Jacques, wat vandag in die son sit. En as ek hulle sien, voel ek in hartseer, want dit was uitmuntende studente daar die tyd gewees. En van hulle niks geword het. Maar hulle het gehardloop. En hulle het hulle self opgeoffer om, soos ons sal sê, om vir Mandela vry te kry. Maar niemand weet van hulle nie. Niemand ken hulle nie. Niemand weet van hulle bestaan nie. Is net ons wat nou nauwelijks van hulle gesien het en saam met hulle op skool was, wat weet van hulle bestaan. Maar nie een van die politieke manne wat daar boos sit, weet van al die jong manne en jong vrouens wat saam gehardloop het. Soos ons al gesê, saam agter Ellen Bossakkie. Ja. So dis baie goed wat min van weet. Die volgende gedig is gesien. Saam met julle gehardloop, saam met julle vryheidsliedere gesing, saam met julle tot laatnag versperringsvuur gespan. Saam het julle as krygsmanne keer op keer die pote uit oorlê, met 'n sakdoek oor die neus, om trane op te weer, het julle Wrintiwaar die panserwaans met klei, sand, klippe gestook. Die stankreuk van verbrande buitebande, wat jou groet vroeg die volgende oggend op jou nigtermag. Die merkbare letsels in die teerpaaie, lang daarna steeds nog te bespeer. Een vir een is julle gevang, een vir een is julle gemartel, een vir een is julle verban, een vir een is julle waaragtig vrygespreek, een vir een is julle ook dan sommer net so weesgelaat. Die volgende ene ondervind, dis iets wat ek oorgekom het toe ek standaard 9 was, maar ek gaan eers die gedig lees en dan die agtergrond gee. Swaar was die aanvaarding dat jy nie wil saamstaan, saamstem met vele ander, wat intimideer, diskrimineer teen individuele privaatreg, die reg tot jou eie saak, belang van jou prille jeug. Jy weet by jouself, jy het dit nie ervaar. Jy weet wel waarvan gepraat word, jy het geensins dit deurgemaak. Jy kan jouself nie vir 1 minuut indink die omvang, toedrag van gebeure. Geen gesneede letsels was by jou te bespeer. Slegs verhale was vertel, van die bebloemde, gewetenlose, slegs splinters in die duisende ander se moe